Welkom terug, en vandag is ons by les 12. En het sê, ek voel ontsteld, omdat ek 'n betekennislose wêreld sien. Die belangrikheid van hierdie idee lê in die feit dat dit 'n korreksie bevat van 'n belangrike verdraaiing in jou persepsie. Jy dink dat dit 'n vreesaanjaende wêreld is wat jou ontstel, of 'n treurige wêreld, of 'n gewelddadige wêreld, of 'n kranksinnige wêreld. Jy het al hierdie eienskappe daaraan toegeken. Die wêreld is op sigself egter sonder betekenis. Hierdie oefeninge word met oop oë gedoen. Kyk om jou heen. Hierdie keer taamlik stadig. Probeer 'n tempo vind wat jou blink in 'n rustige en reëlmatige ritme van een ding na ander kan laat gly. Moenie dat die tydstuur van die verskuiwing merkbaar langer of korter word nie, maar probeer liewer om deurlopend 'n afgemete, gelykmatige tempo te handhaaf. Wat jy sien, maak nie saak nie. Dit leer jy jouself wanneer jy aan alles waarop jou blik ook al mag rus, eweveel aandag en eweveel tyd gee. Dit is 'n eerste tree om te leer om aan alles gelyke waarde toe te ken. Sê vir jouself soos jy om jou rondkyk. Ek dink ek sien 'n angswekkende wêreld, 'n gevaarlike wêreld, 'n vyandige wêreld, 'n treurige wêreld, 'n bose wêreld, 'n mal wêreld, ensovoorts, deur enige beskrywende terme te gebruik wat by jou mag opkom. As daar terme by jou opkom wat eerder positief is as negatief lyk, sluit hulle in. Jy sou byvoorbeeld kon dink aan 'n goeie wêreld of 'n bevredigende wêreld. As sulke terme by jou opkom, gebruik hulle saam met die res. Jy mag miskien nog nie begryp waarom hierdie aangename, byvoeglike naamwoorde in hierdie oefeninge tuis hoort nie, maar onthou dat 'n goeie wêreld 'n slegte een impliseer, en 'n bevredigende wêreld 'n onbevredigende een. Alle terme wat in jou geestesdenke opkom, is geskik as onderwerp vir vandag se oefeninge. Hulle oënskynlike kwaliteit maak nie saak nie. Maak seker dat jy nie die tydstuur varieer wanneer jy vandag se idee toepas op wat jy dink aangenaam en wat jy dink onaangenaam is nie. Vir die doel van hierdie oefeninge is daar geen verskille tussen hulle nie. Voeg aan die einde van die oefenperiode by. Maar ek voel ontsteld omdat ek 'n betekennislose wêreld sien. Wat betekenloos is nie goed of sleg nie. Waarom sou 'n betekennislose wêreld jou dan ontstel? As jy die wêreld as betekennisloos sou kon aanvaar en toelaat dat die waarheid vir jou daarop geskrywe word, sou dit jou onbeskryflik gelukkig maak. Maar juis omdat dit betekennisloos is, voel jy genoodsaak om daarop te skryf wat jy wil hê dit moet wees. En dit is wat jy daarin sien. En dit is wat in waarheid geen betekenis het nie. Onder jou woorde staan die woord van God geskrywe. Die waarheid ontstel jou nou, maar wanneer jou woorde uitgevee is, sal jy syne sien. Dit is die uiteindelike doel van hierdie oefeninge. Dit is genoeg om die idee vandag 3 of 4 keer te oefen. Die oefenperiodes moet ook nie langer as 'n minuut duur nie. Selfs dit mag jy te lank vind. Staak die oefeninge sodra jy 'n gevoel van spanning ervaar. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.